Goedendag, my naam is Paul Marits. Welkom by nog 'n regstreekse gesprek met Marula Media. Vandag se tema is swaar tema. Ons praat vandag oor geweldsmisdade. Suid-Afrika is 'n land wat sukkel met gewelddadige misdade. Dit is 'n algemene probleem en is nie beperk tot plaasaanvalle nie. Daar word daagliks moorde gepleeg in ons land in stede, dorpe, informele nedersettings en natuurlik groot kwessie in hierdie stadium op ons plase. Waar staan ons met die situasie met betrekking tot geweldsmisdade in Suid-Afrika? En vanuit die agtergrond vra ons dan, is aanvalle en moorde op plase iets anders as moord in 'n dorp of op 'n informele nedersetting? En indien wel, waarom sê ons so? Watter rol speel aspekte soos loon en arbeidsgeskille, die afsondering van slagoffers op plase, toegang tot waardevolle besittings, vuurwapens, motors, ons dink ook aan kontant en juwele. En van hier af gaan ons 'n bietjie vernou en ons gaan na 'n paar spesifieke dinge vandag kyk. Ons gaan vra hoe lyk die profiel van 'n plaasaanvaller? Ons gaan vra watter impak het plaasaanvalle tans op landbou in Suid-Afrika? Is natuurlik ook 'n baie groot kwessie in hierdie gesprek. En wat is die potensiële impak hiervan op Suid-Afrika vorentoe op al die sfere van ons regering en ook van ons samelewing? Wat behoort gedoen te word aan die kwessie? En wat is die ideale optrede wat ons van die regering af kan verwag? Maar en dis miskien ons groot fokus, soos wat dit maar gewoonlik is op regstreekse gesprekke hier by Marula Media. Wat kan ons as gemeenskap doen om onsself hierteen te sterk of nie probleem aan te spreek? My paneel vandag is twee baie groot kenners op die gebied. Ten eerste het ons vir Dr. Pieter Mulder, voormalige lid van die parlement en leier van die Vryheidsfront Plus, en hy is ook voormalige adjunkminister van Landbou. Dr. Mulder, goeiemiddag aan u. Goeiemiddag Paul en baie dankie vir die geleentheid. Ons volgende paneellid is Dr. Johan Burger, konsultant by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Hy is 'n senior navorser daar gewees in 'n stadium en hy het 36 jaar polisieervaring. Dr. Burger, baie dankie aan u. Goeiemiddag, baie dankie Paul. Nou goed, Dr. Mulder, ek gaan wegspring met die eerste vraag vir u en dit kom dan nou spesifiek vanuit u amp as adjunkminister van Landbou. Ek wil spesifiek by u hoor, hierdie vraag wat ons ook in die inleiding genoem het. Plaasaanvalle is nie maar net 'n aanval op 'n mens binne 'n huis nie. Natuurlik is dit tragies as gevolg van daardie rede, maar daar's die addisionele punt dat die produksie wat daai plaas lewer, het sy dit gewasse is, het sy dit vleis is, kleinvee, grootvee, dit word in baie gevalle nie meer gelewer nie. Die aktiwiteit van die plaas neem af, gesinne verloor hulle inkomste, maar dit het 'n groter aanslaan effek op die Suid-Afrikaanse ekonomie en sekerlik 'n klomp ander goeders. Wat sou u sê is binne die groter prentjie en dan miskien as mens op pertinente detail kan kyk, die impak van hierdie plaasaanvalle op Suid-Afrika? Ja, dankie Paul. Ek dink dit is nog moeilik vir almal om dit te besef. Jy weet, die boere sê baie maklik, jy eet 3 keer op 'n dag en daarsonder kan ons nie aangaan nie en dit is afhanklik van hulle. Jy kan sonder baie ander goed klaarkom, jy kan nie sonder kos klaarkom nie. Nou kos is 'n uiters belangrike ding om enige land stabiliteit te hê. Jy kan maar gaan kyk in lande waar hongersnood was, is daar baie keer 'n korrelasie tussen 'n revolusie of 'n opstand of selfs die lenteopstande in die noord van Afrika. En die harde werklikheid is in Afrika, kom ek sê suid van die Sahara, van die 48 lande daar, is daar 35 nog onlangs gewees wat al hulle kos moet invoer. Dit is 'n skrikwekkende aanklag aan die een kant met 'n pragtige natuur en al die potensiaal, maar Suid-Afrika is die kampioen wat nog steeds genoeg kos produseer, 'n klein klompie mense, minder as 1% vir 'n bevolking van 50+ miljoen. En daar's nie altyd waardering daarvoor dat hierdie mense kos produseer nie. 95% van hulle is kommersiële boere, 5% is klein sakeboere wat op klein skaal boer, maar die 95% kommersiële boere is belangrik. Nou as jy 'n boer doodmaak en jy het dit genoem daarso, het dit onmiddellik 'n verskriklike ripple effek. Die werkers is sonder werk onmiddellik en is 10, 20 veel mense plus gesinne wat daarmee saam is. En ons het sonder twyfel tans 'n ontvolking van die platteland wat heelwat probleme aan alkant toe het. Tans ook van die ander boere skuif na die dorp toe. Met ander woorde is onveilig om daar te woon. Hy woon in die dorp, hy gaan uit om te boer en hy kom terug. Ons het 'n kwessie van plaaswerkers wat daar gewoon het wat ook nou weggaan. Mekanisasie maak dit oop in 'n sekere mate. Ek ken hier plase waar daar 10, 15 pragtige baksteenhuisies was. Daar was 'n skool gewees met 200 kinders daarop. Dis alles nou tot niet uiteindelik. Die kinders sit nou saam met hulle ma's in 'n plakkerskamp in 'n sinkhuisie in die stad of in die dorp. En nou met die staat vir hulle sorg, want hulle is almal van toelaas afhanklik. Weet, ons het 17 miljoen mense wat van toelaas afhanklik is. Dis 'n derde van die bevolking. Enigste land in die wêreld wat daar meer afhanklik is as belastingbetalers. Nou die soort van situasie raak al slegter en al erger. Ons kan dit regtig nie toelaat nie. En as jy nou geluister het hierdie week, dan sê die mense van Paul Roux, ons het
verloor omtrent 1,5 miljoen rand 'n maand net aan vee diefstal. Nou gaan bereken dit in terme van die landbou se rol vorentoe. So mens kan baie syfers uithaal. Kom ek vat maar ontvolking. Daar was oor 100,000 boere gewees, kommersiële boere voor 94. Die nuwe syfer wissel so 34,000-35,000. Dis minimaal. Nou daar is ander redes ook, mekanisasie speel 'n rol, maar dis ook 'n reaksie op die plaasmoorde. Dinge soos ekonomie van skaal speel 'n rol uiteindelik vanweë omstandighede, maar sonder twyfel speel dit 'n groot rol dat ons platteland ontvolk, dat daar nie werkgeleenthede is nie, en dit bring onstabiliteit en 'n verstedeliking tot 'n groot mate wat ons nie kan hanteer nie. En dis 'n ketting. As ons die een kan stop, hopelik kan ons die hele ketting reaksie daarna stop. Dankie Dr. Mulder. Dr. Burger, ek gaan nou na u kant toe kom en ons, hoe kan ek sê, ons ontwerp hom van agteraf so 'n bietjie in hierdie sin. Ons het nou gepraat spesifiek oor die gevolg van plaasaanvalle en plaasmoorde. Maar miskien is dit tyd om in te fokus op die rolspelers. As navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies kan u dalk ook vir ons sê of ten minste 'n goeie aanduiding gee. Waarvoor kyk mense as mens praat van 'n plaasaanval? Wat onderskei 'n plaasaanval dalk van 'n ander tipe aanval? En as ons dan praat oor 'n plaasaanvaller, is daar 'n ander tipe profiel by so 'n aanvaller of wys navorsing vir ons dat dit eintlik maar dieselfde tipe misdadiger is wat gewone, of kan ek dan nou sê, stedelike of huislike aanvalle pleeg? Ja, Paul, jy weet, ek dink 'n mens kan 'n plaasaanval op dieselfde manier sien as 'n huisroof wat jy in 'n stedelike opset kry. Dis presies dieselfde tipe misdaad. Die groot verskil is die ligging van 'n plaas in 'n kleinhoewe. Want die definisie vir plaasaanvalle sluit beide plase en kleinhoewes natuurlik in. Kleinhoewes wat 'n mate van voedselproduksie in een of ander vorm lewer. Ek dink dis waarskynlik die grootste onderskeid is die ligging van die perseel wat dan uitgesonder word vir hierdie tipe aanval. Is in 'n landelike omgewing waar mense afgesonder is, ver van bure, jy weet, in die stedelike opset is dit dikwels die een oorweging wat aanvallers het of misdadigers het, is dat bure kan sien wat daar gebeur. En bure kan dikwels of self reageer, of hulle kan een of ander vorm van buurtwagreaksie aan die gang kry, of die polisie of 'n privaat sekuriteitsmaatskappy, maar een of ander reaksie. In die meeste gevalle tydens soortgelyke aanvalle op plase en kleinhoewes is hierdie goed nie moontlik nie. Daar's nie onmiddellike bure wat kan sien wat by hierdie betrokke plaashuis gebeur nie. Dit bring jou by die tweede belangrike punt. Juis omdat in die stedelike opset is hierdie misdadigers bewus daarvan dat hulle min tyd het. Spandeer hulle maksimum 10-15 minute op die perseel voordat hulle pad gee. Daar's natuurlik altyd uitsonderings, maar dit is die gemiddelde, dis die reël, algemene reël. Tydens 'n plaasaanval het ons al voorbeelde gekry waar hierdie misdadigers vir baie ure op die perseel bly en in die proses 'n hele reeks baie wreedaardige misdade pleeg, soos byvoorbeeld die marteling van hulle slagoffers. In baie gevalle word slagoffers voor hulle doodgemaak word, doodgeskiet word of op 'n ander manier doodgemaak word, eers wreedaardig gemartel. So ek dink die tydsduur wat tydens 'n plaasaanvalle, jy weet, dit is een van die groot verskille met 'n soortgelyke aanval in die stad, en dan die mate van geweld wat daarmee gepaard gaan. Ook die afstande van die polisie af, ek vat die polisie normaalweg baie langer om by so 'n plaas uit te kom nadat hulle inligting ontvang van so 'n aanval as wat dit in die stedelike opset sou wees. En dan miskien net 'n laaste punt oor die profiel van die aanvaller. Ek dink uit die navorsing wat ons nou al gesien het, is daar weinig verskil tussen hierdie tipe aanvallers. Hulle is nie algemeen maar misdadigers wat en ons weet daar's baie uitsonderings op hierdie reël, maar wat 'n plaas teiken omdat hulle onder die indruk is. Hierdie mense is in 'n sekere sin
uitgelewer aan hulle genade en boere is in die algemeen ryk, word gesien as baie ryk. Met ander woorde, dit maak die betrokke plaas 'n aantreklike teiken. Die feit dat hy afgeleë is, afgesonder is en nie naby onmiddellike hulp nie, die feit dat hulle meer tyd het om die misdaad te pleeg en dan die derde plek, die feit dat daar 'n redelike wins te maak is uit so 'n aanval. Ek kan miskien nou weer uitbrei byvoorbeeld oor van die motiewe wat in 2003 in 'n verslag geïdentifiseer is. Dis die laaste behoorlike ondersoek wat oor motiewe gedoen is. Paul, so ons kan miskien later 'n bietjie meer daaroor gesels. Dankie Dr. Burger. Ek wil dan eintlik vir beide van u die volgende vraag vra. Laat ek begin met 'n aanhaling. Winston Churchill het gesê as jy deur moeilike omstandighede gaan, dan moet jy aanhou gaan. En ek dink ook aan Psalm 23 vers 4, die dal van doodskade weer waardeur 'n mens gaan. Ons is nou besig om oor 'n baie swaar onderwerp te praat, maar ek wil vra dat ons maar net vir volledigheidshalwe die saak ordentlik uitpak. En dis nodig vir ons om stil te staan by die ontsettende wreedaardigheid van hierdie aanvalle. Nou gereeld op sosiale media kry ek self en ek dink baie van my vriende kry die tipe opmerkings dat mense vir ons sê soveel ander moorde in Suid-Afrika, jy fokus op die 2 of 3 plaasmoorde per week en tog is daar daagliks 60 ander moorde in Suid-Afrika. En gewoonlik is die antwoord wat ons gee dat daar 'n wreedaardigheid is. Nou nodeloos om te sê sou die naam van Brendan Horner ergens in hierdie gesprek opgeduik het en ek dink nou is 'n goeie tyd om dit te doen. Hy was nie net vermoor nie, hy was ook aan 'n paal vasgebind as 'n teken. Meer wreedaardig sukkel mense om jou in te dink buiten vir miskien 'n film wat jy in 'n bioskoop gaan kyk het. Dr. Mulder, ek wil vir u vra, is dit regverdig vir ons om te sê dat plaasmoorde nie maar net gewone misdaad is nie, juis as gevolg van hierdie wreedaardigheid? En wat sou u sê toon hierdie wreedaardigheid vir ons aan, indien enige iets? Daar is vir my geen twyfel dat dit as mens hulle in die gemiddeld vat, hulle wreder is as meeste van die ander. Jy kry natuurlik wrede gewone moorde ook, as onlangs 'n vrou opgehang in Soweto, wat wreed is uiteindelik. Maar as ek na die plaasmoorde kyk, daar's bitter min van hulle wat nie uiters wreed is nie, en as mens bang om te noem alles om deur 'n knie met 'n boor te boor in elk geval. Hierdie man nou in Bronkhorstspruit se been is met 'n slyp uit wat ek al amper afgesny soort van. Het na Brendan verwys en ek weet daar's argumente waaroor wat ook al, maar sover ek weet het hy sy selfoon gelos, hulle het die mes neergesit op sy hoed ewe ordentlik met die bloed aan. Nou dit laat my begin dink hier's meer, dis 'n boodskap in 'n sekere mate en dis hoekom mense so reageer na alkante toe. Nou ken ek die argument om in parlement die ANC is baie gou om sê man dis alle moorde en ek moet eerlikwaar sê ek verskil van die president ook wat gister goedbedoelende nou sê ag al die moorde is maar dieselfde noem hy die bendemoorde. Die bendemoorde is in oomblik jy skiet op my, ek skiet op jou, dis 'n verbyryslag en 'n skietery. Dis nie ek maak jou vas en ek martel jou tot waar en daar is van hulle wat sonder twyfel rasisme by het. Interessant die verslag waarna Dr. Burger ook verwys 2003 is die laaste verslag wat ons het. Is 'n interessante sinnetjie wat ek tog dink belangrik is en die verslag sê hulle kan nie verklaar hoekom soveel boere doodgemaak word. Met ander woorde is normale roof soos ander rooftogte, maar dis tog 'n groter sterftesyfer hierso. En die interessante parallel wat ek graag trek is met transito rooftogte. Onthou nou is die argument ja, maar die boer is gewapen en ons weet hy gaan terugskiet, daarom skiet ons hom. Ek verstaan dit. Maar by transito rooftogte is daar wagte met wapens wie se doel is om terug te skiet. So jy weet dit. En as jy die syfer vat van hoeveel transito rooftogte wagte word vermoor teenoor boere, dan is die boere 2-3 keer meer. En dis hoekom ek sê jong, hier is 'n erger ding by, ons het nog nie by geweldsklimaat gekom nie, maar ek is baie oortuig. Solank politieke leiers toelaat daar 'n klimaat is wat subtiele kopknik gee en sê ag man, jy kan maar wit is doodmaak. Speel dit tog 'n rol vir 'n wille ou hier onder wat nie regtig die nuances van die politiek verstaan nie en glo dis eintlik maar 'n kopknik, hy kan maar aangaan, dis nie so erg nie. As 'n verduideliking, hoekom maak jy die boer dood nie einde? Na jy sy goed gevat het, dis tog nie nodig baie keer nie as jy klaar gekry het wat jy wil kry nie. Ek vat met die transito roof tog as 'n vergelyking tussen die twee. Dr. Burger, ek wil vir u baie dieselfde tipe vraag vra. U het nou natuurlik al hiermee te doen gehad en dit is gruisam en is moeilik om oor te praat. Maar ons moet hierdie saak ordentlik uitpak vir ons om hom te verstaan en die hele punt van hierdie regstreekse gesprekke is om 'n saak te verstaan
en dan aan die einde natuurlik hoop te skep en te kyk na watter oplossings daar is, maar ons kan nie hoop skep as ons hom nie verstaan nie. Dr. Mulder het nou vir ons 'n goeie vergelyking gegee en goeie statistiek en aanduiding gegee. Kan u daarbey aanvoeg en spesifiek fokus op die wreedheid van hierdie aanvalle as miskien 'n moontlike onderskeid dat ons dit nie op dieselfde vlak kan hanteer as ander moorde nie? Ja, dankie Paul. Ek stem met Dr. Mulder saam. Jy weet, ek dink ons probleem op die oomblik is dat behalwe die 2003 verslag wat ook baie gapings gelaat het, jy weet, wat self sê daar sekere goed wat hulle nie 100% kan verduidelik nie, ten spyte van die feit dat hulle 'n paar motiewe uitgelig het. En ek miskien nou terugkom daarna toe, maar ek dink daar's 'n geweldige behoefte op die oomblik om meer indringend na hierdie tipe vrae te kyk, want dit is baie duidelik. Daar is groter wreedheid, daar word makliker doodgemaak tydens plaasaanvalle as wat jy in die algemeen kry, en sommige van hierdie redes, jy weet, kan 'n mens nou lank oor spekuleer. Een van die moontlike verklaringe wat ek reeds genoem het, is die feit dat hulle net eenvoudig meer tyd het en gevolglik meer brutaal is in hulle hantering, amper asof hulle die posisie van mag wat hulle oor hulle slagoffers het absoluut geniet in daardie omstandighede. Hier is 'n boer, is 'n ou wat die bestuurder is, die hoof is van daardie besigheid, wat hom nou in 'n absolute magtelose posisie bevind teenoor die aanvaller. Maar dit mag dalk baie dieper as dit gaan, en een van die redes hoekom ek dink dit noodsaaklik is dat ons weer indringend na hierdie motiewe gaan kyk en verklaringe vir hierdie tipe goed gaan vind, is dat daar nou 'n 17 jaar gaping is tussen die 2003 verslag en waar ons nou is. In hierdie 17 jaar het die politieke klimaat aanmerklik verander. Daar is meer radikalisme in die uitsprake van baie mense, dreigemente teenoor boere, die hele grondonteieningskwessie. Dis asof die fokus nou op die boere, ek wil amper sê 'n negatiewe fokus, is nou op boere en op grond en op dit wat daar gebeur gerig. En daar is 'n sterk vermoede dat baie van hierdie aanvallers op een of ander wyse gemotiveer word of aangevuur word deur hierdie radikale klimaat wat geskep word, waarin daar 'n sekere sin van regverdiging geskep word vir hierdie aanvalle. Inderwaarheid was daar enkele aanvalle waar van die aanvallers hierdie tipe van radikale uitsprake genoem het teenoor hulle aanvallers, waar hulle vir die boere gesê het of die slagoffers gesê het, julle het hierdie grond gesteel, daarom kan ons doen wat ons doen. So ek dink dit is baie belangrik. Ek weet professor Dolf Zinn by UNISA is tans besig met sy eie navorsing waar hy onderhoude voer met veroordeelde plaasaanvallers en hopelik sal baie van daardie vrae beantwoord word wanneer hy sy resultate bekend maak of publiseer. Maar op die oomblik het ons nie sterk antwoorde nie. Dit is meestal spekulasie. Daar's mense wat aannames maak. Ons het in 'n stadium aansprake gemaak van 'n volksmoord, maar daar's geen werklike bewyse vir hierdie aansprake wat voorgelê word nie, maar daar's ook baie swart slagoffers van plaasaanvalle, swart boere en ook die werkers op plase. En as dit 'n kwessie van volksmoord is, dan word die vraag gevra, hoekom word hierdie mense wat nie wit is nie, dan ook in die proses vermoor en ernstig beseer, en 'n klomp ander misdade word teenoor hulle gepleeg. So ek dink ons situasie op die oomblik is, daar's meer vrae as wat daar antwoorde is. En die enigste manier hoe ons hierdie situasie kan hanteer, antwoorde op hierdie vrae kry, is om 'n geloofwaardige ondersoek, baie soortgelyk aan die 2003 paneel, om dit weer
aan die gang te kry. Ek het toevallig so 'n week of 2 terug met die minister gepraat en dit toe na hom genoem en sy antwoord aan my was hy oorweeg tans die voorstel. So hopelik sal ons 'n positiewe reaksie hierop kry. So Paul, ek gaan dit net eers daar los. Is daar enige ander kwessies rondom hierdie betrokke vrae is, dan is ek bereid om verder daaroor te gesels. Dr. Mulder, wil u pertinent aanlas eers by Dr. Burger voordat ek aangaan na my volgende vraag toe? Net aanlas, ek dink dit is 'n baie geldige punt van 2003 tot nou. As jy onthou, ons was nog in die Witbrood eintlik, dis net na die Mandela jare. Dit was versoening geweest, dit was uitreik geweest. Dis 'n totale ander klimaat. En my klagte dan as ek kan sê, iemand soos meneer Malema sing dan die liedjie Kill the Boer, Kill the Farmer, dan word hy aangekla en dan bevind die hof dit is eintlik maar 'n struggle liedjie uit daai struggle jare uit. Maar hy self is 9 jaar oud geweest toe Mandela vrygelaat is. Die klimaat waarin hy beweeg het niks met die struggle te doen nie. Hy beweeg in Limpopo bevoel waar die wreedste moorde plaasvind en dis in daai omstandighede wat dan nou die liedjies gesing word in my neem jou masjiengeweer kom en al die soort van goeters en attack. En sonder twyfel skep dit 'n ander klimaat en laat ek my nie vertel dat jy hom kan beroep op die ou struggle daar as jy dit soek nie. Alles jy nog daarby sê, jy onthou wat hy gesê het, moet ons die wit is nou gryp nie nou al nie. Nou dit is 'n verskriklike klimaat wat geskep word en dit sal baie interessant wees om dit nou na te vors. Hoe dit verander het uiteindelik, want ons het net 2003, ons het nie daai klimaat nie. En as jy in die parlement sit en luister na die rasisme daar na die Twitter kyk, dan is dit 'n verskriklike klimaat van anti-wit wat jy maar kan doodmaak. Dankie Dr. Mulder. Ek gaan by u bly Dr. Mulder juis omdat die volgende punt iets is wat Dr. Burger nou reeds genoem het en ek dink 'n gesprek soos hierdie sal nie volledig wees as ons nie die kwessie van volksmoord of die gerugte daaroor mooi uitpak nie. Ek besef dat dit 'n narratief is wat baie gevoer word. Jy verwys self na Twitter en ek dink Twitter is 'n plek waar baie, kan ek sê, gevaarlike idees genoem word, maar ook waar unieke idees na vore kom of idees vir die eerste keer getoets word. En iemand soos Donald Trump gebruik Twitter nogals om idees vir die eerste keer te toets en ek moet vir u sê, my eie barometer sê vir my dat die gedagte dat daar 'n volksmoord is, word baie meer algemeen. En daardeur sê ek nie dis reg of dis verkeerd nie. Ek sê maar net vir u dat daai gesprek na my mening kom meer gereeld voor. Juis en ek dink dit bring ons by 2 ander kwessies. Jy het al reeds gepraat van die geweldsklimaat en die stil swygende knikkie wat gegee word teenoor geweld of die regverdiging om te sê ja, maar daar's frustrasie van apartheid of wat ook al herverdelings en so aan. En dit bring my dan by 'n volgende punt wat ek dink ons moet bespreek en onder dieselfde doek moet gooi en dit is grond. So as ons praat van hierdie gedagte dat daar's 'n inherente verlange na grond, ten minste volgens meneer Malema, studies wys natuurlik vir ons dat die eintlike versoek na plaasgrond glad nie so groot is nie, dat die behoefte aan grond om op te boer nie so groot is nie, maar as ons hierdie idee vat van 'n historiese waarde van grond en die waardigheidsargument wat daarmee saamkom, daarmee saam die geweldsklimaat wat u genoem het, sou u sê, of laat ek so vra, wanneer bereik ons dan die punt wat ons ernstig begin sê, goed, maar ja, kom ons praat oor volksmoord, en waarom sou u sê as ons nog nie op daai punt nie, indien ons volgens u nog nie op daai punt is nie? Volksmoord is 'n baie emosionele ding, genocide as jy wil gaan kyk en daar's baie interessante akademiese goed geskryf daaroor, daar selfs sulke stappe, 6-7 stappe as ek reg is, waar akademies internasionaal besin word oor 'n volksmoord en dan trappe van 'n volksmoord tot jy daar kom, waar jy uiteindelik regtig 'n hele aanslag gaan kyk met daar die gevegte wat daar was bo in Europa op 'n stadium waar daar letterlik 'n volksmoord gepleeg is en mense aangekla is. Nou die wreedheid is as ek daardie definisies vat, dan is ons nie by 'n volksmoord nie waar ander georganiseerde, berekende met mag veldtog teen mense is nie. Ons is sonder twyfel al 'n hele paar tree af op daai ranglysie. Ons is nie in 'n normale situasie nie waar ek kan sê, pas op, kom ons keer. Ons kan nie bekostig om daaronder te eindig waar dit is nie. Maar dan moet jy kan bewys en dis moeilik om te bewys. 'n Georganiseerde veldtog wat gekoördineer word van almal af en dis nie so maklik om dit te bewys nie. Die naaste wat dan kan kom is hierdie uitsprake van politieke leiers wat indirek dit aanhits, maar daar's nog nie bewyse van die georganiseerdheid daarvan dat hierdie man skakel met die volgende ou en dit word deurlopend gedoen. Dalk is dit, ek dink nie so nie, maar dis die dilemma. Dis hoekom ek skrikkerig die woordjie volksmoord te gebruik. Ek weet vir baie mense is dit die persepsie vir alle Afrikaanse kant uit en ek verstaan dit, maar ek moet ook objektief wees wat dit betref. Nou as ons daarvan na grond toe spring, dan is dit eintlik 'n gek manier wat gebruik word en daar's meneer Zuma sonder twyfel skuldig. Dat hoe meer hy in die moeilikheid kom, en dis 'n ou politieke
triek, as ek die woord kan gebruik, dat jy 'n sonnebok kry as jy self nie jou ding kan doen nie. En die sonnebok het al meer in Zimbabwe gewys, het die boere geword. Hulle is minder as 1% van die bevolking daar, maar omdat jy nie jou ding doen nie, sê jy, hulle is die skuld. En toen Zuma in die moeilikheid kom tussen Nakandland als, het hy al meer die boere begin teiken, al meer en meer en grond begin teiken en onteiening van grond. Nou ek as adjunkt minister van Landbou, ons het gesoek vir suksesvolle kommersiële swart boere. Ons kort suksesvolle boere. Ons kort suksesvolle jong swart boere uiteindelik daar selfs beurse vir hulle beskikbaar. Ons het ons doodgesukkel om hulle te kry. Die jong swart man sê ek stel nie belang in boerdery nie. Ek wil 'n jippie word in die stad, ek wil 'n BMW ry en ek wil 'n selfoon hê. Ek wil nie boer nie. En dit bewys ook uit die grondeise dat 85% was die laaste syfer van grondeise wat geslaag het, dan vat die eienaar eerder kontant as wat hy dan die grond vat daarmee saam, wat net weer 'n keer bevestig. En die huidige frustrasie, die waar daar wel dan nou mense op 'n plaas sit, blyk dit is ryk ANC-lede uit die stad uit, wat lyk my gaan braaivleis hou daar, ons het bitter min swart suksesvolle boere. Kom ek gee net 'n syfer. Jy weet, die ANC het geërf, as ek nou van die ou tuislande kan praat, 18 miljoen hektaar grond, wat eintlik dan kominale grond is. 14,5 miljoen daarvan is uiters goeie landbougrond. As jy KwaZulu-Natal toe gaan, helfte van KwaZulu-Natal is kominale grond, is nie privaat grond nie. As ons net daardie benut, as ons net die staatsgrond benut, het ons lankal die vrees aangespreek. Maar daar is 'n propaganda argument wat sê ons is arm omdat ons nie grond het nie. En daarvan kom die logika, as jy my grond gee, is ek ryk. Nou dis net nie waar nie, gaan kyk in die res van Afrika en nou ja, maar die emosie daarvan werk baie goed en dit word deurlopend gebruik. Ons haal die boere af en dan gaan ons in 'n plek ingaan. Dis jammer ons kan nie illustreer wat gaan dan gebeur nie, dan ons almal gaan ons dood van die honger uiteindelik. En Zimbabwe is die ideale plek waar daar 4000 boere was wat afgehaal is uiteindelik. Daar het 500 wat ek al oorgebly, ek het die syfers hierso en die inflasiekoers is daarmee heen en die Zimbabwe se professionele mense, hulle advokate onderwysers maak tans toilette skoon in Suid-Afrika want dit is vir hulle steeds beter as die haglike situasie in Zimbabwe met 'n inflasiekoers van 200% en so meer. So dis die werklikheid, maar die emosies en die prinsips is anderste. Ons mense sê volksmoord, daai kant sê ons kort grond en ons is in hierdie emosionele geveg van propaganda na al kante toe en die politici stook dit wat ek dink jammer is en onverantwoordelik is op die oomblik. Dankie Dr. Mulder. Dr. Burger, ek wil vir u dan die vraag vra, u het verwys na gesprekke met die minister en uiteindelik dink ek dis 'n olifant wat aangespreek moet word, dis die regering. Nou ons het so 'n bietjie gepraat van hierdie stilswygende geweldsklimaat wat gekweek word deur verskeie maniere, kan mens sê 'n stilswygende knikkie te gee vir geweld of deur geweld te probeer kontekstualiseer en dis meer. Ek wil wel vir u vra, kom ek skep 'n scenario of kan ek sê denk eksperiment. As u dan nou die minister van polisie was, hoe sou u wel, of sekerlik die minister van landbou het ook 'n groot belang daarbey, maar kom ons sê u is in 'n posisie van mag en u kan hierdie saak bestuur. Wat sou u dink is die regte stappe wat 'n regering met sy regeringsgesag en begroting tans moet neem om daadwerklik die kwessie van geweldsmisdaad en spesifiek geweldsmisdaad op plase werklik aan te spreek? Paul, jy weet, ek was nou in die versoeking om vir jou te sê, maar ons het nie genoeg tyd om hierdie hele kwessie behoorlik deur te trap nie, maar ek dink wat plaasaanvalle spesifiek aan betref, was ek dink een van die grootste struikelblokke, die afwesigheid van politieke erkenning dat dit 'n probleem is en tweedens die demonstrasie van politieke wil om hierdie probleem op te slaan. Jy weet, ons weet almal na president Mandela en die aandag wat hy daaraan gegee het, jy weet, die presidente daarna het nie een dieselfde gevoel gehad nie. En ons huidige president se ongelukkige uitspraak in New York in 2018 het heeltemal ons wegbeweeg van die erkenning dat dit 'n probleem is en die demonstrasie van 'n politieke wil. Maar om terug te kom by jou direkte vraag, jy weet, ek dink daar's twee goed wat my aanbetref wat totaal al verwaarloos word. Die een is dat ons 'n geïntegreerde benadering nodig het om misdaad aan te spreek. Jy weet, as jy gaan kyk na die oorsake van misdaad, dan is daar baie misdade wat gedryf word of aangevuur word deur goed soos gierigheid, eie belang en so meer.
maar daar's 'n geweldige klomp misdaad wat aangevuur word deur sosio-ekonomiese faktore wat insluit armoede, hoë vlakke van armoede en stygende vlakke van armoede en die kwessie van nood wat eerder dan 'n stimulant word van misdaad as wat dit gierigheid is. So die twee loop hand aan hand en as die sosio-ekonomiese faktore nie aangespreek word nie, is daar nie vreeslik baie wat die polisie kan doen aan sekere goed nie. Ek wil net kortliks daarby stil staan as jy kyk na interpersoonlike misdaad, soos byvoorbeeld moord, poging tot moord, aanranding en selfs seksuele misdrywe. Dan is die faktore wat hierdie tipe misdade dryf grootliks buite die beheer van die polisie. So selfs al sit jy met 'n polisiediens wat relatief optimaal doeltreffend funksioneer, is daar 'n bepaalde reikwyte in terme van misdaad waarby hulle nie kan uitkom nie. Dis internasionaal word so aanvaar. Daar seker goed, jy vat nou moord om 'n spesifieke voorbeeld te noem. Omtrent maar 11% van gewapende roof dra by tot die algemene moordsyfer. Gesinsgeweld is dit omtrent iets so 16% wat bydra tot die moordsyfer. So die polisie kan rondom byvoorbeeld gewapende roof, as hulle meer doeltreffend dit kan bekamp, jy weet, en dit sou beteken baie goeie misdaadintelligensie, die identifisering van die misdaadsyndikaate, doeltreffende ondersoeke en optrede teen hierdie tipe syndikaate, dan kan jy dalk jou gewapende roofsyfer afbring en daarmee saam daardie 11% bydra tot ons moordsyfer. Dan kan die polisie op daardie manier 'n bydra lewer. So om hierdie tipe van misdaadvlakke, en onthou ons het vir die afgelope 8 jaar al, jaar op jaar styg ons misdaad. Jy weet, as jy net na moord kyk, 37% sedert 2011-2012, terwyl dit die voorafgaande tydperk van 1995 gedaal het met 54%, het ons nou 'n jaar op jaar styging van 37%. Ons kyk na gewapende roof in al sy vorme, en dit sluit huisroof, besigheidsroof, motorkapings en so meer in, kontant en transitoeroof en so meer, het gestyg met 43%. Straatroof, wat bitter mense oor praat en die polisie noem dit ook eintlik meer deesdae aan hulle misdaadverslag nie, het gestyg ook toevallig met 43%. En dit is 'n misdaadtipe wat aan die groei is. Hierdie is die tipe misdade waaraan die polisie of waar die polisie 'n baie groter impak behoort te maak. Maar nou is die punt. Nou sit jy met hierdie twee goed. Ons het hier 'n geïntegreerde benadering tot misdaadbekamping nie. Met ander woorde, daar is nie 'n georkestreerde poging om ook na hierdie sosio-ekonomiese faktore te kyk nie. En alles word aan die polisie oorgelaat, terwyl die polisie, wys die navorsing, 'n beperkte impak het. Nou sit die polisie met sy eie probleme. Ons kyk maar net na die hoë vlakke van korrupsie in die polisie. Kyk na die seniorlede wat die afgelope klompie maande gearresteer is, en die vooruitsig is dat daar nog 'n hele paar in die komende maande gearresteer gaan word. Jy weet, 'n mens wonder amper wat gaan oorbly, maar as dit onder die generaals en die brigadiers so gaan, hoe gaan dit met die res van die polisie? Korrupsie is 'n uiters groot probleem in die polisie. So as ek die minister van polisie moet wees, sal ek by my kabinetskollegas aandring dat ons kollektiewe verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie misdaadsituasie, dat ons kollektief gaan kyk na wat ons kan doen om daardie faktore wat binne ons onderskeie mandate val, dat ons dit aanspreek op 'n gekoördineerde manier. Wat die polisie self betref, sal ek begin met 'n skoonmaakproses. En hier kan jy gaan kyk na die nasionale ontwikkelingsplan van 2012, dis nou al 8 jaar oud, waar daar 'n klomp uitstekende aanbevelings is. Nog nie een daarvan is deur die polisie geïmplementeer nie. Ons moet die polisie begin skoonmaak, en ons moet, een van die aanbevelings in die ontwikkelingsplan is dat daar evaluering gedoen word van senior offisiere en ander offisiere in die poste waarin hulle tans sit, om te bepaal, is hulle behoorlik toegerus vir daardie poste. So daar's 'n geweldige klomp goed wat gedoen kan word, maar nie een daarvan op die oomblik word gedoen nie.
Baie dankie Dr. Burger vir 'n baie volledige antwoord en ek dink daai 2012 besluite wat geneem is wat nie geïmplementeer is, sal sekerlik interessant wees. Dr. Mulder, wil u reageer op Dr. Burger voordat ons aanbeweeg? Ek wil net iets byvoeg, weet die tyd hardloop vinnig uit. Wat is my woede en kom ek sê ek dink baie mense se frustrasie, maar dit gaan net daaroor om te sê dit moet 'n prioriteitsmisdaad wees, nie ken dit word almekaar herhaal. Dan is die logiese antwoord van die ANC, man, daar's so baie misdade, hier's min moorde as jy dit met al die ander moorde vergelyk. Hoekom julle hierdie uitsonder dan sê hulle is rasisme en al die dinge. Maar die werklikheid is waar daar spesifieke gevalle was. Kom ons vat die bende situasie in die Kaap, in die Wes-Kaap. As jy daai syfers gaan kyk, is dit 'n klein klompie mense wat daar vermoor word teenoor die 58 wat per dag. Maar die regering het die weermag ingestuur en sê dis 'n spesifieke probleem. Ons het in Natal gehad 'n situasie waar politieke leiers vermoor is. Dit was 'n wreedheid van Inkatha waar ook al. Daar's 'n spesiale kommissie aangestel. Getalle gewys was dit klein. En dis my argument om te sê, sonder twyfel, spring hierdie plaasmoorde uit as iets spesifiek en die regering kon nie daai tree gee om net te sê ja of nee nie. Maar nou is Dr. Burger ongelukkig ook reg. Al sou ons 'n prioriteitsmisdaad maak, sê ek vir die polisie kan min doen om dit te voorkom, soos die situasie tans daarmee saam is. Hulle kan beter opvolg na die tyd, hulle kan bietjie meer vinniger op en so meer. Maar die werklikheid is dit gaan in 'n groot mate op die boere afkom met hulle eie veiligheidsnetwerke en ek sien ook dat die polisie binne die volgende 2 jaar, 3 jaar so goed gereed gewees dat hulle op die platteland regtig 'n reuse verskil maak daarmee saam. Ek weet ons gaan kom nog by die gesprek wat verlede maandag plaasgevind het nie, wat ek dink baie positief is tussen die kommissaris Sithole, AfriForum was daar, Transvaal Landbouunie, almal daar. En Sithole het ek nogal bietjie vertroue en ek ken hom nie, Dr. Burger met my sê, maar hy het 34 jaar ervaring as oud polisieman. Dis nie 'n Jackie Celebi en die wat van buite aangestel is nie. Op daardie vlak het hy sekere versekering gegee, bevelsooreenkomste, samewerking, want die ideaal bly dat die boere hulle eie bevel, hulle eie strukture opwikkel, dat daai strukture met die polisie kan skakel en dan daarvan af is daar sukses. Jy weet die kommandos was effektief, hulle gaan nooit weer terugkom nie, daar's baie redes voor ek kan sê hoekom. Maar ek het ervaring as 'n adjunkminister dat ek plekke besoek het waar hulle beter georganiseerd was as selfs in komando tyd uiteindelik en daar samewerking was en daar het dit gewerk en daar's daar plekke waar daar geen samewerking is nie en elke boer vir homself kyk, dis 'n slegte scenario. Dankie Dr. Mulder. Ek wil by u bly en jy's by die punt 'n bietjie uitkring en 'n bietjie weier gaan. As mens nou die metafoor wat ek vroeër gebruik het van die dal van doodskaduwee, as mens dit voortvat, dan soos wat ons na die einde van die gesprek toe kom, is dit vir ons baie belangrik om te kyk na die silwer randjie wat daar tog vir ons is en die positiwiteit wat tog bestaan. So Dr. Mulder, ek wil vir u vra, watter wyses van hoop skep is daar? Jy het nou verwys na buurtwagte en jy het gepraat van 'n soort van 'n kommando-stelsel wat ons weet natuurlik weggeneem is, maar wat miskien op 'n informele manier of op 'n addisionele manier teruggebring kan word. Watter metodes sou u dink is daar buiten wat ons bespreek het, maar dan ook as jy dit wat u genoem het, so 'n bietjie vir ons kan uitpak? Iemand staatsjapie soos ek verstaan nie noodwendig altyd die landelike konteks nie. En wat sou u dan sê staan prakties en fisies hierdie boere te doen en mense in plattelandse gemeenskappe ten einde vir hulle self daardie sekerheid 'n bietjie te vermeerder. Dr. Burger, ek gaan daarna na u toe kom met dieselfde vraag. Ek wil dan ook sê vir die kykers, ek hou 'n oogie op die Facebook, so as julle spesifieke vrae vir ons paneellede het, ons gaan oor so 10 minute by hulle uitkom. Dr. Mulder. Kom ek sê, ek het in 'n mate reeds verwys na die eie strukture wat daarmee saamgaan, maar ek dink as jy praat van wat kan ons doen of wat kan leiers doen uiteindelik, en dis ek kom nou uit daai die parlementêre omgewing, uit leiersomgewing, kan leiers en instellings belangrik begin om 'n ander klimaat te skep. En dit is moontlik en dit kan gedoen word. En dit wat my baie kwaad maak dat dit nie gedoen word nie, en dis my teleurstelling die president ook. Dit is so maklik om net die regte geluide hier en daar te maak en se verbasie so positief reageer mense na buite. Die meerderheid mense wil vrede hê, die meerderheid mense wil dit nie hê nie. En jy moet 'n klimaat skep wat sê hierdie geweldsklimaat is nie aanvaarbaar nie. Kom ek gee 'n snaakse voorbeeld. Daar's 'n klomp hofsaake tans wat hang en hang. En ek gaan name noem uiteindelik. Meneer Floyd Shivambu het 'n fotograaf gegryp en teen die muur gedruk. Nou dis geweldsoplossings. Met andere plek het jy probleme op 'n ander manier hof toe opgaan, los jy dit met geweld op. Meneer Malema wat gesê het uiteindelik the only white man you can trust is a dead white man, wat ook al. Daar's 'n klag teen die Menseregte Kommissie gelê. Dis positief, maar ek wil resultate sien. In die parlement toe hulle nie hulle sin kry met Pravin Gordhan nie, het die EFF gestorm en hom omsingel daar. Dit skreeu teen alle reëls. Die etiekkomitee van die parlement ondersoek dit tans. Ek hoop, en ek hoop ek is nou nie onnodig idealisties nie, dat ons binnekort
begin resultate kry op daardie goed. Beteken instellings spreek hulle uit teen geweld. Gryp die manne wat die goed doen en straf hulle daarmee saam. Etiekkomitee straf met parlementslede wat hulle probleme met geweld oplos en stuur 'n boodskap dat geweld is nie die manier om probleme op te los as jy enigstens van 'n beskaafde samelewing wil praat of van 'n demokratiese samelewing. Demokratiese samelewing veronderstel verdraagsaamheid. Dit is my eerste punt, maak 'n verdraagsame klimaat. Ek weet nie of wat tyd is vir een storie van in die Britse parlement is daar 2 rooi strepe op die grond. Hoekom is daar 2 rooi strepe? Omdat ons kom uit 'n wêreld waar jy probleme met 'n swaard opgelos het. My argument en jou argument is beter as jy kan beklei dan wen ek. En die doel is die 2 rooi strepe se afstand is lengte van 'n man se arm, lengte van 'n swaard, 1 duim, nog 'n swaard en nog 'n arm. En die argument is nou moet julle goed uitpraat, nie meer uitbeklei nie. Ons is nie daar nie. En dis die dilemma wat ek het as die eerste een. Die tweede een is dan die konkrete goed waarna ons verwys het. Die gesprek wat plaasgevind het, wat ek sê met Sithole, ek dink dis positief en die stuk goed wat daar uitkom en Dr. Burkel sal ek meer weet daarvan, maar ek hou daarvan dat daar koördineerde bevelsstrukture gaan kom in die streke, nie van bo af nie, plaaslik, waar die plaaslike boere gaan saamwerk. Hulpbronne gaan saamgooi uiteindelik, hooplik met mekaar kan praat en dis 'n manier om die ding op plaaslike vlak te koördineer en op te los en die omgewing daar mekaar te beskerm. En ek dink die kombinasie, ek wil die klimaat regkry. Ek wonder wat meneer Mandela aan hierdie klimaat sou gedoen het. Miskien slaan ek hom nog te hoog aan waar hy sou gesê het daar rondom. En die president wil nie geluide maak. As hy niks sê nie, dan sê die ouens onder, dis maar normaal. Ons los ons probleme op met geweld. As kindeer my ondersoek die luitenant-generaal, dan vermoor ek hom in elk geval. As jy narkotiseer my kwaad maak omdat my kind dood is, dan vermoor ek hom. Daai klimaat is 'n nagklimaat vorentoe vir die toekoms. Dr. Burger, as u miskien op dieselfde gedagte vir ons kan uitbrei. U dink natuurlik gedurig vanuit die AMP ook aan oplossings en aan planne vorentoe en u het al reeds vandag na verskeie daarvan melding gemaak. Maar sal u dalk vir ons weer noem wat sou u dink is die wyse waarop hierdie gemeenskappe vir hulle self sekurheidsoplossings kan skep en maniere wat hulle uiteindelik hoop kan skep vir hulle self en hulle nageslag? Ja, dankie Paul. Ek dink die georganiseerde landbou en dan praat ek nou wyd, net van die unies nie. Het ontsettend baie al gedoen in terme van organisering wat hulle eie veiligheid aanbetref. Hulle is georganiseer op die basis van 'n tipe plaaswag waar hulle 'n klomp strukture en kommunikasiemiddels daarmee saam in plek het. Jy weet, kommunikasiemiddels, as daar 'n noodoproep is, dan kan hulle reageer en hulle is gewoonlik die eerste reaksie. Weet, voor enigiemand soos die polisie of privaat sekuriteite daar kom so. En natuurlik 'n groot klomp geld word ingepomp deur georganiseerde landbou in hulle eie beveiliging. Ek dink wat nou toenemend begin bykom is die hele kwessie van kollektiewe druk. En ek dink dit is baie belangrik en dit is goed. Ek dink kollektiewe druk op 'n verantwoordelike wyse is nodig. Ons het nou al gesien en dit is oor gedemonstreer dat wanneer die enigste manier hoe jy die regering kry om jou probleem te erken en daaraan aandag te gee is wanneer daar kollektiewe druk is. Ons wil natuurlik nou nie hê dit moet ontaard op die wyse wat dit in Senekal ontaard het nie. Maar jy weet, so in die algemeen is kollektiewe druk, dink ek, die manier hoe dinge gedoen moet word. Maar ek wil ook byvoeg, en Dr. Mulder het nou verwys na die gesamentlike persverklaring deur die polisie en georganiseerde landbou wat AfriForum insluit, die Transvaal Landbou Unie van Suid-Afrika en ook Agri SA. Dit is die produk van maandelange onderhandelings en ek moet sê die nasionale kommissaris is iemand wat ek in die verlede nog tamelik skepties oor was in terme van sy die dinamika, jy weet, hy kom oor as iemand wat nie baie dinamies is nie, iemand wat nie baie operasioneel ingestel is nie. Dit is waarskynlik omdat hy die grootste deel van sy loopbaan by finansies in die polisie betrokke was, maar ten minste kom hy uit die geleedere van die polisie, hy verstaan die kultuur van die polisie, en ek dink hy het werklik, hy stel werklik belang om probleme op te los, en veral as daar die tipe toenadering is, wat
uit georganiseerde landbou na sy kantoor toe gekom het. Hy het reeds vroeg in die jaar begin om, mens wil amper sê, agter die skerms gesprekke te voer met georganiseerde landbou, en dit het uiteindelik uitgeloop op hierdie gesamentlike verklaring op die 5de Oktober. En die ironie van die saak is, dit was presies 'n dag voor die voorval in Senekal. Maar dit was 'n baie konkrete ooreenkoms. Dr. Mulder het nou die meeste van daardie kernelemente genoem. Die saamvoeging van hulpbronne, die samewerking in daardie operasionele sentrum, die feit dat hulle kwartaalliks gaan bymekaar kom, wat ontsettend belangrik is. Dis sommer net 'n besluit en dit word gelaat nie, want dit was deel van die foute van die verlede. Hier gaan hulle kwartaalliks bymekaar kom om te kyk in watter mate is hierdie ooreenkoms, werk dit, waar kan dit versterk word, verbeter word, wat moet verander word, en ek dink dit is 'n baie konstruktiewe, positiewe stap, en as jy met georganiseerde landbou praat, is hulle werklik optimisties dat ons nou vir die eerste keer op 'n konkrete wyse aandag gaan gee aan veiligheid in die landelike omgewing. So in die algemeen is ek taamlik bemoedig. Ek weet daar's nog 'n klomp skeptisisme rondom, maar daar was al te veel kere in die verlede beloftes gemaak waar nie uitvoering gekies het. Maar hierdie is vir my regtig 'n bietjie meer konstruktief en anders as wat ons dit in die verlede gedoen het. Dankie Dr. Burger. Dr. Mulder, hier's 'n vraag van Tilla Gibson op Facebook. Sy praat oor die politieke klimaat en sy sê sy stem met u saam dat dit baie belangrik is. Nou ek wil by u daardie vraag, ek wil vir u daardie vraag vra. Ons het nou gehoor wat kan die landelike gemeenskap doen, maar ons weet dat 'n groot hoeveelheid van die ondersteuning vir die landelike gemeenskap sit in die stad of in die buiteland. Ons het onlangs video's gesien van jong Suid-Afrikaanse seuns wat in Amerika boer en wat daarso ook ondersteuning gegee het. Ons sien baie van ons rugbyspelers van Frankryk en Engeland wat ondersteuning bied. My vraag aan u is, hoe kan ons die politieke klimaat vanuit die stad of vanuit die buiteland effektief in 'n rigting druk om seker te maak dat ons vir ons landelike gemeenskap, waar almal van ons oupas en oumas nou maar grootjies en so aan ook maar vandaan kom, om vir hulle die ondersteuning te bied wat ons kan? Wel, ek moet eers sê, dis vir my jammer dat die regering net daarop reageer, en dis gekheid. Ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek onthou ek was in 'n kabinetskomitee waar ons 'n petisie bespreek het wat kom nog in Mpumalanga van 'n dorp af daar, wat graag 'n kliniek wou gehad het in 'n gemeenskapsaal, en die hele gemeenskap het die petisie geteken. Toevallig dieselfde oggend het die buurdorp se gemeenskap hulle kliniek afgebrand uiteindelik. En nou is daar 'n bespreking. Ek het onmiddellik gesê ons moet onmiddellik die mense met die petisie help, want dis die regte manier demokraties om te werk. Maar die ANC mense het besluit, nee wat, hulle stuur 2 ministers die volgende dag na die dorp waar die brand was, uiteindelik om te gaan keer en stemme te gaan red. Nou wat is die implikasie? 2 maande later, toe brand die ander dorp ook en los die petisies uit. En dis jou dilemma. Vat nou maar Senekal, en ek kan nou baie lank daaroor praat, maar die werklikheid is ons ongelooflike reaksie nou. Die minister was daar gewees, en nog 'n minister was daar gewees. Die kabinet Ramaphosa verklaring uitgereik, die parlementêre portefeulje komitee, en dan raak dit moeilik om vir mense te sê, kerels, deurdat julle geweld gebruik het, maar gee julle iets in die media se hande wat ons in 'n slegte lig stel. Jy praat oor die buiteland. Ek was in die buiteland by die Verenigde Nasies se Minderheidsregte Komitee waar ek 'n plaasmoorde voorstel deurgekry het in elk geval, met baie versigtig jong Sal Mandela dit toelaat, sy jong, hy is nou dood eintlik. Nou goed, begin al meer. Ek dink toe die jagers sal vir jou sê, daar was 4 landbouorganisasies, internasionale een, Kanada, as ek reg onthou nie, ek dink Denemarke, Frankryk, Italië, wat simpatie gestuur het en simpatie daarmee, en ons kan dit verloor uiteindelik met die werkswyse wat ons optree. So ongelukkig is die druk nodig. Die manne sê vir jou man, toe hulle by Clicks te kere gaan, volgende oomblik toe word Clicks gaan lê, word die produk van die rak afgehaal. Toe ons feesmas vol te kere gaan, die volgende dag te kry ons gratis onderwys, wat ook al, so ons moet maar die manier wys, en dis wat die regering ongelukkig speel na daai kant. Nou kom ons speel die spel sonder om ons hoë morele grond te verloor. Kom ons sit druk op alle kante toe. Hulle word baie kwaad as ons buiteland toe gaan. Ons sit buitelandse druk op. Hier's nou klomp betogings gewees en hulle begin kennis neem. Die bikers het gery, daar was die swart maandag gewees en skielik lyk dit my hulle neem kennis daarvan. Dis nie regtig ons manier van doen nie, maar lyk my as dit alle tale as hulle verstaan, dan moet ons dit maar op hierdie manier doen en net verantwoordelik wees om nie ons saak daardeur te benadeel, want hulle wil baie graag ons in 'n rassistiese hokkie ingooi. Baie goed as klomp willeboere wat nie wil die regering aanvaar, jy ken al daai argumente. Ek dink ons kan slim tussendeur kom met druk en dis wat die man in die straat kan doen. Hy kan selfs geld gee uiteindelik
om op hierdie manier die regering onder druk te hou, lyk my hulle reageer net daarop, kom ons speel daai speletjie saam. Dr. Burger, ek wil vir u 'n laaste vraag vra, en dit is die vraag oor hoop. Ons moet uiteindelik ook positief kan wees, en in die vorige vraag het u ook na 'n paar praktiese oplossings en voorstelle verwys, en ek is seker dit het vir ons kykers ook regtig baie beteken. Ek self het ook baie geleer. Maar die vraag wat ek dan nou vir u wil vra is, waaraan kan ons vashou in die pad vorentoe? Nie noodwendig, natuurlik is daar 'n paar spesifieke oplossings, maar wat is dit wat vir u hoop gee, indien daar enigiets is? Ek hoop regtig dat daar is, ons hou daarvan om op 'n positiewe noot te eindig, maar wat is dit wat u uiteindelik laat dink dat ons dalk in die regte rigting kan beweeg, of dat daar iets is om aan vas te hou, of dat ons nie moet behoort op te gee nie? Dit uiteindelik, as ek dit so kan vereenvoudig, wat u steeds laat opstaan in die oggende en aanhou stry vir sekuriteitsoplossings, omdat u werklik glo dat sulke oplossings noodwendig op pad is. Ja, dankie Paul. As ek nou spesifiek na plaasaanvalle en plaasmoorde, jy weet, daardie misdaadverskynsel, die fenomeen, kan gaan kyk. As ons na die groter misdaadprobleem kyk, is natuurlik 'n ander klomp oorwegings. Maar spesifiek rondom plaasaanvalle en die misdade wat daarmee gepaard gaan, dink ek is bemoedig deur 'n paar goed. En die een is, het ek reeds genoem, die gesprekke wat daar plaasvind tussen georganiseerde landbou op die hoogste vlakke met die polisie op die hoogste vlak. Die feit dat die nasionale kommissaris self daarbey betrokke is en hierdie gesprekke stuur, en weet, dit is my iets wat ons gemis het die laaste klompe jare. Die tweede ding wat daarmee saamgaan is dat ons vir die eerste keer sedert president Mandela se tyd nou in 'n situasie is waar ons alles het gekwalifiseer, is dit nog steeds vir my 'n positiewe rigting wat ons inslaan met politieke erkenning. En dan praat ek van die president, nadat hy in 2018 daai ongelukkige uitspraak in New York gemaak het, gesê daar is nie so iets as plaasmoorde nie, waar hy nou heeltemal 'n ander denkie sing en erken ons het hier 'n probleem. En soos ek sê, selfs sy erkenning is 'n bietjie gekwalifiseer, want hy sê, jy weet, as ander misdade wat ook 'n groot bekommernis is. En daarmee saam met daardie erkenning het hy ook opdrag gegee dat die veiligheidsdienste aandag aan hierdie probleem moet gee. Die minister van polisie het ook, daar was die ongelukkige situasie in Normandie, goed, hy sê, jy weet, dit wat hy in Zulu gesê het, is verkeerd geïnterpreteer, maar dit het 'n klomp mense diep ongelukkig gemaak, en ek dink hy het nou uit sy pad uitgegaan, om, behalwe dat hy ontken dat hy gesê het wat aan hom toegedig word, het hy uit sy pad uitgegaan om erkenning te gee by name, en dit het die president ook gedoen in sy weeklikse brief, sy weeklikse oorsig, waar hulle die jong man Brendan Horner by name genoem het, as een van die voorbeelde van hierdie gruisame moorde wat op plase gepleeg word. So uiteindelik kry hierdie slagoffers nie net erkenning nie, hulle kry 'n naam. Daarmee saam het die minister nou gegaan, ons weet almal, hy het die familie van meneer Horner gaan besoek, en hy het met die boere gaan praat, en alle aanduidings is dat die gesprek was 'n konstruktiewe gesprek, vreedsaam, en hy het ondernemings daar gegee, wat almal nou baie deeglik en netjies gaan dophou om te kyk in watter mate gaan hy terugrapporteer en met 'n behoorlike terugvoer oor dit wat hy gedoen het rondom hierdie goed, soos byvoorbeeld die verslag wat na bewering aan die volke gestuur is en hulle ontken dat hulle ontvang het of voortydig ontvang het, soos hulle beweer. So daardie goed, die politieke erkenning dat hier 'n probleem is, die politieke wil wat nou daardeur gedemonstreer word, en die mate van impak wat dit het op die aandag wat die polisie ook nou gee aan hierdie probleem. Hierdie is my alles positiewe verwikkelinge, en ek dink ons sal dit almal baie netjies dophou in die weke en maande wat kom, om te kyk in watter mate hierdie goed op grondvlak tot uitvoering kom.
maar ek voel bemoedig deur hierdie goed. Dankie Dr. Burger. Dr. Mulder, as ek vir u kan vra vir 'n laaste woord. Ek wil wel ook vir u sê, Stiaan Netling vra, wat is u voorspelling vir Vrydag se optog? Is daar enigiets pertinent wat u daaroor in gedagte het, en as u dit dalk kan saamvleg met u laaste gedagtes, en dan sal ek ons gesprek nou wat daarna. Dankie Paul en dankie ook vir Dr. Johan. As jy oor Vrydag praat, dan moet ek my diep asemhaal. Vrydag is ook Vegkop se herdenking, en Vegkop het klein klompie boere gewen teen mislukkasie, maar ek wil dit nie gebruik as 'n opsowing. Wat jou instink is, as jy Malema se goed lees en daai goed lees, is jou instink om te sê gaan vorentoe, nie agtertoe nie. Ons skrik vir niks nie. Maar dis jou hart wat praat, ongelukkig. Dan moet mens aan die ander kant ook logies en slim gaan dink, en ons het nog altyd in Afrika oorleef omdat ons aangepas en slim was uiteindelik. As jy nou gaan soontoe, as ek vertrou in die polisie gehad het en geweet het hulle weet wat hulle doen met onlus te beheer, sou ek gesê gaan en gaan maak 'n punt weer 'n keer daarmee saam. Maar die harde werklikheid is, as oor getalle gaan, ons kan nie die getalle spel wen nog ooit nie. Ek het ook baie betogings gereël op my dag. Ons het nie daai getalle wat ek Kusatu of wie ook al kan reël nie. As dit oor geweld gaan, moet die polisie my kom help daarmee saam. Ek sê dit is 'n sinnelose oefening. Wat wil ons met geweld oor en weer doen na al kante toe? So ek is nie seker. Ek dink die ding is gedoen. Daar's so mooi in Uitemal se boek is daar 'n aanhaling waar die donkietjie vir sy ma sê, hom jongens, jy skop geskop en jou byt gebyt het, moet eers 'n bietjie wag weer 'n keer. Ek dink ons het ons punt gemaak deur en deur. Ek wil nie die indruk skep dat ons weghardloop van die kant of van daai kant. Dis die moeilikheid in die jong bloed. En onthou die jong bloed, die jong mense ken net die huidige regering. Ek praat met hulle. Ek het al vergeet. Hulle weet nie wat dit voor 94 nie aan albei kante. Hulle was nie op die grens soos van ons ander was nie. Hulle het nie oorlog gesien nie. Hulle dink jy skiet maklik en niemand skiet terug nie. Wil ons dit hê, gaan ons beter afwees daarna, bloed hierdie kant, bloed daardie kant, kan iemand wen? So ek sê my dilemma lê, goeie polisie sou nog gegaan het, ek sou bietjie versigtig wees daarmee saam. Ek dink verstandige mense sou die datum uitstel, ek sal homself na 'n ander plek toe skuif en verhoed die situasie. Dit sou wys wees uit 'n wyse leiersoogpunt, of as sulke leiers is, weet ek nie. As ek miskien dan afsluit ook, as ek mag net sê, die positiewe wat my betref, is waar ek baie beweeg op plase en baie beweeg het as 'n adjunkminister. Sê ek vir jou 80-90% is daar baie goeie verhoudinge tussen werkers en plaasboere. Ons het nie daarbey uitgekom nie. Die 2003 verslag het 'n ondersoek gedoen. Hy het 2600 gevalle gevat en by 1.6% daarvan was dit arbeidsprobleme wat gelei het tot 'n geweld. Die res was mense van buite af. En ek dink dis positief in elk geval, en ons moet dit nie weggooi nie. As jy na Twitter gaan kyk, ek onthou die vorige verkiesing het Malema hulle 60% steun gehad op Twitter, hulle skaars 10% gekry in die werklikheid. Twitter is nie die werklikheid nie, dis 'n soort van skynwerklikheid, en mens moet nie daarop gaan nie. Ek maak staat op hierdie goeie verhoudinge. Ek hoop ons kan dit aanhou. Boere is nie dom nie, hulle praat die taal, hulle kyk na hulle mense en hulle mense weet wat gebeur as die boer doodgaan, is hy ook weg, en dis hoekom die plaas voormanne ook aangeval word op hierdie stadium. Kom ons bou daarop, kom ons bou 'n totale netwerk saam, en kom ons sit druk, en dit sal ek van my kant af doen op die politici, om regtig nou wakker te word, hierdie land se klimaat om te draai, anders gaan ons eindig by 'n genocide, en ons gaan eindig by 'n burgeroorlog, en ek sal deel daarvan wees as ek alles probeer het in tussentyd, maar nie voor ons nie alles probeer keer dit nie. Sê baie dankie aan ons paneellede vandag. Ons het gepraat met Dr. Johan Burger, konsultant by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Hy was ook vir 36 jaar lank in die polisie, en ons het met Dr. Pieter Mulder, voormalige lid van die parlement en leier van die Vryheidsfront Plus gepraat. Hy was ook voormalige adjunkminister van landbou. Ons sê ontsettend dankie vir julle, ook vir jou as kyker. Skakel gerus volgende keer in by Marula Media se regstreekse gesprekke, waar ons werklik waar vir jou regstreeks 'n gesprek bring oor dringende kwessies. Dankie aan almal wat saam gepraat het in die kommentaarafdeling. Laai gerus die Marula Media toepassing af, volg Marula Media op Facebook, Twitter of Instagram, en ons praat graag volgende keer weer saam.